So ons sê, dit is moontlik om 'n lesende gesin te hê in 21 dae. Maar voor ons 'n lesende gesin kan hê, moet ons eers ons dag en ons huis 'n bietjie orden. Ons gaan baie naby mekaar wees, vir baie lank, en ons moet ritme in ons dag kry, want die oomblik as ons dag mooi beplan en ons beplan ons huis, dan is dit baie makliker vir klompe mense om met groter gemak en in vrede en in harmonie saam te leef. So ek stel voor, wanneer jou dag vanoggend begin, dan begin julle dit as 'n gesin, met 'n vergadering, 'n gesinsvergadering. Julle kan dit enige ding noem. Julle kan dit 'n raadsvergadering noem. Julle kan dit soos in Survivor, kan julle dit 'n tribe meeting noem. Ek weet nie, maar doen iets lekker wat opwindend gaan wees en gee sommer vir julle gesin 'n naam, sodat wanneer julle bymekaar kom, die kinders ken nogal Survivor, so die hele model kan dalk baie lekker werk, want hierdie is 'n avontuur en nou kan 'n mens met jou gesin saamsit en ons gaan vir jou die agenda gee. Ek sê nie dis wat jy moet doen nie, maar ons beveel hierdie baie sterk aan, want die oomblik as julle die volgende gesprekspunte deurpraat, dan gaan julle sien 'n mens ken mekaar sommer 'n klein bietjie beter en dit is die basis. Onthou ons wil praat oor lees, né? Maar lees en skryf is nie goed wat net op papier is en op 'n skerm is nie. Julle gaan julle verstom oor op hoeveel maniere moet 'n mens voorberei word voor jy by die simbole van 'n taal kom. En voor die simbole van die taal kom gesprek. Gesprek beteken iemand praat, iemand luister. Iemand luister, iemand praat. So daar's kommunikasie en jy het daai kommunikasie nodig, verbale kommunikasie nodig voor jy na die simbole van kommunikasie te kan gaan of die simbole van taal. So dis regtig belangrik dat ons 'n gesprek gaan hê. So daar's 'n agenda en die agenda gaan ons vir julle stuur. En dit begin met wie hou daarvan om wat te eet? Wat 'n belaglike ding om te vra. Nee, glad nie. Want dit is baie belangrik vir maaltydbeplanning. Maaltye gaan die 3 groot kernoomblikke in 'n dag uitmaak. Julle gaan sien dis soos dit werk. Maaltye orden die dag. Dis baie belangrik, want aanraking, beweging, reuk en smaak is die basis van emosionele welstand en samewerking. Dis baie belangrik. So die maaltye is ongelooflik belangrik en nou vir beplanning, wie hou van wat? En moenie besluit nie. Gee elke kind 'n kans om te praat. As dit 'n kleintjie is wat nog nie kan praat nie, natuurlik nie. Maar die kleinste kleuter gaan 'n bydrae hê om te maak, gee hulle die geleentheid. Hierdie gaan tyd vat, maar ons het tyd. Kom ons gebruik die tyd. So, wie hou van wat? Wat is vir jou lekker om te eet? Wat is vir jou baie sleg om te eet? Waarvan nou jy niks? Hoekom? Want dan vermy mense dit so ver as moontlik. Hoekom? Want jy wil hê hulle moet lekker voel, want as hulle lekker voel, gaan ons beter met mekaar oor die weg kom. Mense moet praat oor wat gebeur in die dag. Julle sal julle verstom oor baie goed, oor hoeveel goed moet 'n mens gesels. So dink, sê vir die kinders, vra. As ouers, regtig, vra baie meer as wat jy sê. Jy gaan jou verstom oor waartoe jou kinders alles in staat is. So vra vir hulle. As mense oogies in die oggend oopgaan, wat is die eerste ding wat jy moet doen? En ek het sopas oogies gesê, en laat ek net gou iets sê, as jy tieners in jou huis het, en jy sê kom ons hou 'n gesinsvergadering, gaan jy waarskynlik rollende oë kry. Dis alraai. As hulle in jou gesin wil wees, dan gaan hulle moet saamwerk om die voorreg te kan hê, om daar te bly, om daar kos te kan kry, om elektrisiteit te kan hê. Nou natuurlik gaan mense moet praat oor selfone ook op 'n stadium. So, dis belangrik dat 'n mens saam in gesprek is en vra vir hulle, wat is die tipiese goed wat deur die dag gebeur? So dit is op die agenda wat ons vir julle gaan gee. Is as jy opstaan, was mens trek jy aan, gaan julle rondslons deur die dag, besluit wat is vir julle gesin belangrik? Wat is volgende? Die etes gaan baie belangrik wees. Wie doen die aankope? Wie berei dit voor? Wie sit dit voor? Wie dek die tafel? Wie dek af? Wie was? Wie droog af? Wie pak weg? Een ou kan nie al die werk doen nie. So maak volledige lysies, want later aan gaan ons sê wie doen wat. Ons gaan werkies allokeer, want ons moet saam verantwoordelikheid dra as ons regtig hierdie avontuur absoluut wil geniet. Wanneer gaan ons werk? Waar gaan ons werk? Wanneer gaan ons oefen? Waar gaan ons rus? Wie gaan die wasgoed doen? Waar moet die wasgoed wees? Wanneer? Wie gaan dit sorteer? Besef jy dat wasgoed sorteer, donkergoed en ligte goed, witgoed,
is voorbereidende lees, want is visuele diskriminasie. Jy moet die goed uitmekaar uitkry. Wie gaan die was goed was? Wie gaan dit ophang? Wie gaan dit afhaal? Wie gaan dit opvou? Wie gaan dit stryk? Wie gaan dit bære? Ons moet daai werkies verdeel. Ja, is so baie goed om oor te praat. Waar gaan julle eet? Dit is belangrik en ek wil aanbeveel dat julle by 'n tafel eet. Want wanneer 'n mens by 'n tafel eet, dit word jou plek van gesprek en dit word 'n punt in die huis wat elke keer weer rustigheid en kalmte bring. Dit kan ook julle werkplek wees. Want as jy klaar afgedek het en skoon gemaak het, kan dit ook die werkplek wees vir ouers en vir kinders, want kinders moet elke dag 'n bietjie skoolwerk doen. Waar gaan julle ontspan? Baie belangrik. Elke ou moet aandui waar is sy veilige plek. Elke ou moet kies. Waar is 'n plekkie waar ek heen gaan, waar ek kan gaan rus, waar niemand my pla nie. Hoe kleiner die kinders, hoe groter die avontuur. Iemand kan dalk sê binne my hangkas, of onder my bed, of op my bed. Hang af van jou ruimte. Miskien is dit 'n hele kamer, maar gesels met, as ek op daai plek is, los my asseblief uit. Grense is baie belangrik om orde te hê. Nou dat julle julle dag beplan het, moet daai dagplan iewester, hy moet geskep word en hy moet iewers vertoon word sodat almal gereeld kan kyk waaroor het julle reeds gepraat, wat het julle reeds ooreengekom, want die doel van reëls in 'n gesin is om konflik te vermy. En as julle eers oor 'n ding gepraat het en klaar saamgestem het, dan hoef ons nie meer daaroor te stry nie, dis mos nou klaar vas. So iemand in die gesin moet die werkie kry om so 'n skedule vir die dag of 'n program vir die dag saam te stel. En die tieners of die ouer kinders is uitstekend daarmee. En dit kan papierborde wees wat die momente van 'n dag vir jou wys. As daar kleuters in die huis is, gebruik prentjies. Hoekom? Want hulle moet prentjies lees, want hulle kan ook nie die woorde lees nie. Ouer kinders natuurlik woorde. As daar kleintjies in die gesin is, wil jy iets soos 'n pennetjie gebruik om te wys waar in die dag is ons nou, sodat hulle die verloop van tyd kan verstaan. Baie belangrike voorvaardighede vir lees. So dit gaan iemand se werkie wees. So maak seker iemand sit dit iewerster op in die huis waaroor julle ooreengekom het, waar almal op 'n daglikse basis gaan kyk, waar is ons nou en wat gebeur volgende? Want struktuur soos dit skep orde en wanneer daar orde is, skep dit 'n gevoel van kalmte en ons wil baie daarvan.